Die evangelie van Johannes hoofstuk 8. Maar Jesus het na die Olyfberg gegaan. Vroeg die oggend het hy weer by die tempelterrein aangekom. Die hele volk het na hom gekom en hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifkenners en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is en laat haar in die middel staan. Hulle sê toe vir hom: Meester, hierdie vrou is op heterdaad betrap terwyl sy oorspel pleeg. In die wet het Moses ons beveel om sulke vroue te stenig. Maar u, wat sê u? Dit het hulle gesê om hom te toets, sodat hulle iets kon hê waarvan hulle hom kon aankla. Maar Jesus het afgebuk en met sy vinger op die grond geskryf. Toe hulle egter volhou met hulle vrae aan hom, het hy regop gekom en vir hulle gesê: Laat die een wat sonder sonde is, eerste 'n klip na haar gooi. Hy het weer afgebuk en op die grond geskryf. Die wat dit gehoor het een vir een van die oudste af weggegaan. Net hy het oorgebly en die vrou daar in die middel. Jesus het toe regop gekom en vir haar gesê: Vrou, waar is hulle? Het niemand jou veroordeel nie? Sy antwoord: Niemand nie, meneer. Jesus sê toe: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan en moet van nou af nie meer sondig nie. Toe het Jesus weer met hulle gepraat en gesê: Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal beslis nie in die duisternis leef nie, maar sal die lig van die lewe hê. Die fariseërs het toe vir hom gesê: U getuig van u self, u getuienis is nie geloofwaardig nie. Jesus het hulle geantwoord: Selfs as ek ook van myself getuig, is my getuienis geloofwaardig, omdat ek weet waar ek vandaan gekom het en waarheen ek gaan. Maar julle weet nie waar ek vandaan kom of waarheen ek gaan nie. Julle oordeel volgens die vlees. Ek oordeel niemand nie. En al oordeel ek, is my oordeel geloofwaardig, omdat dit nie ek alleen is nie, maar ek en die Vader wat my gestuur het. En ook in julle wet staan daar geskryf dat die getuienis van 2 mense geloofwaardig is. Ek is die een wat van myself getuig, en die Vader wat my gestuur het, getuig van my. Hulle vra hom toe: Waar is u Vader? Jesus antwoord: Julle ken my nie, en ook nie my Vader nie. As julle my geken het, sou julle ook my Vader geken het. Hierdie woorde het hy gesê by die offergawe kus, terwyl hy op die tempelterrein onderrig het. Niemand het hom egter gevange geneem nie, omdat sy uur nog nie aangebreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê: Ek gaan weg en julle sal my soek, en in julle sonde sterf. Waarheen ek gaan, kan julle nie kom nie. Die Jode het toe gesê: Hy gaan homself tog nie doodmaak nie, omdat hy sê: Waarheen ek gaan, kan julle nie kom nie. Hy het vir hulle gesê: Julle is van hier benede, ek is van daarbo. Julle is van hierdie wêreld, ek is van hierdie wêreld nie. Daarom het ek vir julle gesê dat julle in julle sondes sal sterf, want as julle nie glo dat ek is nie, sal julle in julle sondes sterf. Hulle het toe vir hom gevra: Wie is u? Jesus het hulle geantwoord: Wat het ek van die begin af vir julle gesê? Ek het baie dinge om van julle te sê, waaroor ek julle kan oordeel. Nogtans, hy wat my gestuur het, is geloofwaardig, en wat ek by hom gehoor het, dit sê ek vir die wêreld. Hulle het nie begryp dat hy met hulle oor die Vader gepraat het nie. Toe sê Jesus vir hulle: Wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle begryp dat ek is, en dat ek niks uit my eie doen nie, maar hierdie dinge sê net soos die Vader my geleer het. En hy wat my gestuur het, is met my. Hy het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat vir hom aanneemlik is. Terwyl hy hierdie dinge sê, het baie in hom begin glo. Toe het Jesus vir die Jode wat hom geglo het gesê: As julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak.
Hulle het hom geantwoord, ons is die nageslag van Abraham en was nog nooit iemand se slawe nie. Hoe kan u sê, julle sal vry word? Jesus het hulle geantwoord, Amen, amen. Ek sê vir julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. En die slaaf bly nie vir altyd in die huis nie, maar die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vrygemaak het, sal julle werklik vry wees. Ek weet dat julle die nageslag van Abraham is, maar julle probeer my doodmaak, omdat julle geen ruimte vir my woord in julle laat nie. Ek praat oor wat ek by my vader gesien het, maar julle tree op volgens dit wat julle by julle vader gehoor het. Hulle het hom geantwoord, ons vader is Abraham. Jesus sê vir hulle, as julle werklik kinders van Abraham was, sou julle die dade van Abraham gedoen het. Maar nou probeer julle my doodmaak, vir my, wat die waarheid wat ek by God gehoor het, aan julle verkondig. Dit het Abraham nie gedoen nie. Julle doen die dade van julle vader. Hulle het toe vir hom gesê, ons is nie uit hoerery gebore nie, ons het een vader, naamlik God. Jesus het vir hulle gesê, as God julle vader was, sou julle my lief gehad het, want ek het van God af uitgegaan, en nou is ek hier. Ek het ook nie uit my eie gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom begryp julle nie wat ek sê nie? Omdat julle my woorde nie werklik kan hoor nie. Julle kom van julle vader, die duiwel, en julle wil die begeertes van julle vader uitvoer. Hy was van die begin af 'n mensemoordenaar, en hy staan nie by die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy 'n leuen vertel, vertel hy dit uit sy eie, omdat hy 'n leienaar en die vader daarvan is. Maar omdat ek die waarheid praat, glo julle my nie. Wie van julle kan sonde by my uitwys? As ek die waarheid praat, waarom glo julle my nie? Hy wat uit God is, luister na die woorde van God. Dit is waarom julle nie luister nie, omdat julle nie uit God is nie. Die Jode het hom geantwoord, het ons nie met reg gesê dat jy 'n Samaritaan is en 'n demoon het nie. Daarop sê Jesus, ek het nie 'n demoon nie, maar ek eer my Vader en julle doen my oneer aan. Ek is nie op soek na eie verheerliking nie. Daar is een wat dit wel vereis en hy beslis daaroor. Amen, amen. Ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood tot in ewigheid nie sien nie. Die Jode het toe vir hom gesê, nou weet ons verseker dat jy 'n demoon het. Abraham het gesterf en ook die profete, en tog sê jy, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood tot in ewigheid nie smaak nie. Jy is tog nie belangriker as ons voorvader Abraham, wat gesterf het nie, en die profete het gesterf. Vir wie gee jy jou uit? Jesus het geantwoord, as ek myself verheerlik, is my heerlikheid niks werd nie. Dit is my Vader wat my verheerlik, hy van wie julle sê, hy is ons God. Julle ken hom nie, maar ek ken hom. En as ek sê, ek ken hom nie, sal ek net soos julle 'n leienaar wees. Maar ek ken hom, en ek bewaar sy woord. Abraham, julle vader, het daaroor gejubel, dat hy die dag van my koms sou sien, en hy het dit gesien, en was bly. Die Jode sê toe vir hom, jy is nog nie 50 jaar oud nie, en jy het Abraham gesien? Jesus het hulle geantwoord, Amen, amen. Ek sê vir julle, ek is al van voordat Abraham gebore is. Hulle het toe klippe opgetel om hom te stenig, maar Jesus het hulle ontduik en die tempelterrein verlaat.